Goeiedag geliefdes. Hoe heerlik om 'n dag saam met Vader se woord te spandeer. Hierdie is die skrifporsies in Afrikaans, opgestel deur Olyftak Bedieninge Suid-Afrika en aangebied deur Tehillah Studiesentrum. Ons skrifporsie van vandag is nommer 16, Beshalach. Dit beteken in Afrikaans, as hy laat gaan. Dit is nou Farao, né? Uit die Torah, die eerste 5 boeke, lees ons uit Eksodus 13, vers 17 tot 17, vers 16. In die profete gedeelte gaan ons noem dit profete en geskrifte, die Haftarah, gaan ons lees uit Rigters 4 vers 4 tot 5 vers 31. En in die goeie nuus, die Brit Chadashah in Hebreëus, lees ons uit Johannes 6 vers 15 tot 71 en 1 Korintiërs 10 vers 1 tot 5. Daar kan u 'n kaart sien van die trek wat die volk moes neem uit Egipte. Maar voordat ons begin, kom ons word eers stil voor ons Skepper. Dierbare Hemelse Vader, ons kom buig voor u vandag om by u en uit u woord te leer. Maak dit stil in ons gemoed en harte, dat ons duidelik u stem en u asem kan beleef. Breek u woord oop vir ons, en dankie dat ons dit mag vra in die naam van ons Messias en Koning. Amen. Geliefdes, hierdie is 'n baie lang en belangrike porsie. Ek gaan groot gedeeltes vir u voorlees, omdat Vader se woord maar die sterkste praat. Mag Abba u hierdeur versterk. Kom ons lees eers uit Eksodus 13. Ons volg vandag Moses en Abba se volk nadat Farao hulle laat gaan het. Hulle neem Josef se beendere saam, soos hy gevra het, voordat hy oorlede is, en ook hoe Vader hulle nie deur die Filistyne se land wou laat deurtrek het nie. Hulle moes deur die wildernis trek, die Sinaï skiereiland. U kan gerus na die volgende video gaan kyk, waar hulle bespreek, waar hulle die pad wat die volk moes loop, volg. Eksodus 13 vers 20. So het hulle dan van Sekot af weggetrek en laar opgeslaan in Etam aan die kant van die woestyn. En die Here Jahwe het voor hulle uitgetrek, bedags in 'n wolkkolom om hulle die pad te lei, en snags in 'n vuurkolom om hulle voor te lig, sodat hulle dag en nag kon trek. Die wolkkolom het nie bedags en die vuurkolom nie snags voor die volk gewyk nie. Eksodus 13 vers 20. So het hulle dan van Sekot af weggetrek en laar opgeslaan in Etam aan die kant van die woestyn. En die Here Jahwe het voor hulle uitgetrek, bedags in 'n wolkkolom om hulle die pad te lei, en snags in 'n vuurkolom om hulle voor te lig, sodat hulle dag en nag kon trek. Die wolkkolom het nie bedags en die vuurkolom nie snags voor die volk gewyk nie. Maar, geliefdes, ons sien dat Vader Farao se hart gemaak het, en die Filistyne storm met perd en ruiter en leer mag agter die Israeliete aan. Die volk murmureer en kla by Moses. Eksodus 14 vers 13. Maar Moses het aan die volk gesê, wees nie bevrees nie, staan vas
en aanskou die verlossing van die Here Jahwe, wat hy vandag vir julle sal bewerk. Want soos julle die Egiptenaars vandag sien, sal julle hulle nie weer sien in ewigheid nie. Vers 14. Die Here Jahwe sal vir julle stry, en julle moet stil wees. Wat vir my treffend is dat Vader toe die wolkkolom tussen Farao en sy volk laat staan het. Hoe wonderlik om te weet dat Abba Vader weet as ons vyande agter ons aan is, en ons met sy teenwoordigheid selfs in 'n wolkkolom beskerm. Ons moet hom net vertrou. Ek lees vir u uit vers 19. En die engel van Jahwe wat voor die leer van Israel uitgetrek het, het daar weggegaan en agter hulle aangetrek. En die wolkkolom het ook voor hulle weggetrek en agter hulle gaan staan. Vers 20. So het dit dan tussen die leer van die Egiptenaars en die leer van Israel ingekom. En die wolk was daar met die duisternis, en dit het die nag verlig, sodat die een nie naby die ander gekom het nie, die hele nag deur. Toe steek Moses sy hand oor die see uit, en die Here Jahwe het deur 'n sterk oostewind die see laat wegvloei, die hele nag deur, en die see droog gemaak, en die waters is gekloof. Vers 22. En die kinders van Israel het midde in die see getrek op droë grond, en die waters was vir hulle 'n muur aan hulle regter en aan hulle linkerkant. Vers 23. Toe het die Egiptenaars hulle gejaag en agter hulle aangetrek, al Farao se perde, sy strydwaans en sy ruiters die see in. En in die môrewaak het die Here Jahwe die vuur en wolkkolom op die leer van die Egiptenaars afgekyk en die leer van die Egiptenaars in verwarring gebring. En hy het die wiele van die strydwaans laat insak en hulle met moeite laat voortgaan. Toe sê die Egiptenaars, laat ons van Israel af wegvlug, want die Here Jahwe stry vir hulle teen die Egiptenaars. Daarop sê die Here Jahwe vir Moses, steek jou hand uit oor die see, dat die water kan terugvloei, oor die Egiptenaars, oor hulle strydwaans en oor hulle ruiters. Vers 27. En Moses het sy hand oor die see uitgesteek, en die see het teen dagbreek in sy bedding teruggevloei, en die Egiptenaars het dit tegemoet gevlug. So het die Here Jahwe dan die Egiptenaars binne in die see gestort. En toe die waters terugvloei, het hulle die strydwaans en die ruiters van Farao sy hele heermag wat agter hulle die see ingetrek het, oordek. Geen een van hulle het oorgebly nie. Maar die kinders van Israel het binne in die see op droë grond getrek, en die waters was vir hulle 'n muur aan hulle regter en aan hulle linkerkant. So het die Here Jahwe Israel dan die dag uit die hand van die Egiptenaars verlos. Vers 30b. En Israel het die Egiptenaars doodgesien aan die kant van die see. Ook het Israel die magtige daad gesien wat die Here Jahwe aan die Egiptenaars verrig het. Toe het die volk die Here gevrees en geglo in die Here Jahwe en aan Moses sy knegt. Eksodus 15 vers 1. Toe het Moses en die kinders van Israel hierdie lied tot eer van die Here gesing. En dit is wat hulle gesê het: Ek wil sing tot eer van die Here Jahwe, want hy is hoog verhewe. Die perd en sy ruiter het hy in die see gewerp. Vers 2. Die Here Jahwe is my krag en my psalm, en hy het my tot heil geword. Hy is my Jahwe, hom sal ek roem, die God van my vader, hom sal ek verhef. Die Here, Jod-Hy-Waf-Hy, is 'n krygsman. Jahwe is sy naam. Hy het Farao se strydwaans en sy leermag in die see gewerp.
en sy beste vegsmanne het in die Skelfsee gesink. Die watervloede het hulle oordek. Hulle het in die kolke gesink soos 'n klip. Wat 'n pragtige lied. Kom ons lees uit Eksodus 15 vers 18. Die Here Jahwe sal regeer vir ewig en altoos, want Farao se perd met sy strydwaans en sy ruiters het in die see ingegaan, en die Here Jahwe het die waters van die see oor hulle laat terugkom, maar die kinders van Israel het binne in die see op die droëgrond getrek. Vers 20. En Miriam, die profetes, die suster van Aaron, het 'n tamboerijn in haar hart geneem, en al die vroue het uitgegaan agter haar aan, met tamboeryne en in koordanse. En Miriam het hulle al singende geantwoord, sing tot eer van die Here Jahwe, want hy is hoog verhewe. Hy het die perd met sy ruiter in die see gewerp. Vers 23. En hulle het in Mara gekom, maar kon die water van Mara nie drink nie, want dit was bitter. Daarom heet die plek Mara. Toe murmureer die volk teen Moses en sê, wat moet ons drink? Vers 25. En hy het die Here Jahwe aangeroep, en die Here Jahwe het hom 'n stuk hout gewys, en dit het hy in die water gegooi, en die water het soet geword. Maar daar het hy vir hulle 'n insetting en verordening vasgestel, en hulle daar beproef. Vers 26. En gesê, as jy getrou na die stem van Jahwe jou God luister, en doen wat reg is in sy oë, en luister na sy gebooie, en al sy insettinge hou, dan sal ek geen een van die siektes op jou laat lê, wat ek op Egipte land gelê het nie, want ek is Jahwe wat jou gesond maak. Jahwe El-Rafa. Ons kan maar net roep, amen en amen. Eksodus 15 vers 27. Daarop het hulle by Elim gekom, waar 12 waterfonteine en 70 palmbome was, en hulle het daar by die waterlaar opgeslaan. En die hele vergadering van die kinders van Israel het teen Moses en teen Aaron in die woestyn alweer gemurmureer. En die kinders van Israel het aan hulle gesê, het ons maar in Egipte land deur die hand van die Here gesterwe, toe ons by die vleispotte gesit het en volop brood geëet het, want julle het ons in hierdie woestyn uitgelei om hierdie hele vergadering van honger te laat sterwe. Toe sê die Here vir Moses, kyk, ek sal vir julle brood uit die hemel laat reën, dan kan die volk uitgaan en die dagmaat van elke dag insamel, sodat ek hulle kan beproef of hulle in my wet sal wandel, of nie. En op die 6de dag, as hulle berei wat hulle inbring, sal dit dubbel soveel wees, as wat hulle daagliks insamel. Die volk bly verlang terug na die vleispotte van Egipte, en murmureer alweer uit tog. Eksodus 16 vers 8. Daarop sê Moses, dit sal gebeur as die Here Jahwe julle in die aand vleis gee om te eet, en in die môre volop brood, omdat die Here Jahwe julle murmureringe gehoor het, wat julle teen hom murmureer. Want wat is ons? Julle murmureringe is nie teen ons nie, maar teen Jahwe Here. Sjoe, maar die volk is hardkoppig. Eksodus 16 vers 18. Maar toe hulle dit met die gomer meet, het hy wat baie ingesamel het, niks oorgehad nie, en hy wat min ingesamel het, nie te min nie. Elkeen na sy behoefte het hulle ingesamel. En Moses het vir hulle gesê, niemand moet daarvan laat oorbly tot môre toe nie. Maar hulle het nie na Moses geluister nie. Sommige het daarvan laat oorbly tot die môre. Toe kom daar wurms in en dit bederwe. Daarop het Moses baie kwaad geword vir hulle.
In die volgende verse sien ons dat Abba al die 7de dag Sabbat ingestel het, lank voor die 10 gebooie gegee is. Eksodus 16 vers 22. En op die 6de dag het hulle 'n dubbele porsie brood ingesamel, 2 gomers vir elkeen. En al die owerstes van die vergadering het gekom en dit aan Moses vertel. Toe sê hy vir hulle, dit is wat Jahwe gespreek het. Môre is dit rustdag, 'n heilige Sabbat van die Here Jahwe. Wat julle wil bak, bak dit. En wat julle wil kook, kook dit. En bære vir julle alles wat oor is, om dit te bewaar tot die môre toe. En hulle het dit gebære tot die môre toe, soos Moshe beveel het. En dit het nie bederwe nie, en daar het geen wurms ingekom nie. 6 dae lank moet julle dit insamel, maar op die 7de dag is dit Sabbat. Dan sal dit daar nie wees nie. Vers 27. En op die 7de dag het hulle iets van die mense uitgegaan om in te samel, maar hulle het niks gekry nie. Toe sê die Here Jahwe vir Moshe, hoe lank weier julle om my gebooie en my wette te onderhou? Kyk, omdat die Here Jahwe julle die Sabbat gegee het, daarom gee hy julle op die 6de dag brood vir 2 dae. Laat elkeen bly waar hy is. Laat niemand op die 7de dag van sy woonplek af weggaan nie. So het die volk dan op die 7de dag gerus. Vader het ook vir die volk water gegee wat uit die rots kom by Meriba, omdat die volk daar gekla het omdat hulle dors was. Ai, laat die volk ons tog nie dink aan onsself nie. Ons murmureer en kla so baie kere by Vader, veral nadat hy beloof het om vir ons te sorg. Ons kan maar net pleit, vergewe ons Vader. Die laaste gedeelte van die porsie is oor die oorlog teen Amalek en hoe ons mekaar se arms moet ophou as ons moeg is. Kom ons ondersteun mekaar meer en hier vra ek ook dat U my arms moet ophou as ek moeg word. Groot asseblief. Ons lees uit Eksodus 17 vers 8. Daarop het Amalek gekom om teen Israel by Rafidim te veg. En Moses het aan Joshua gesê, kies vir ons manne en trek uit, veg teen Amalek. Môre sal ek op die dag van die heuwel staan met die staf van God in my hand. Vers 10. En Joshua het gedoen soos Moshe aan hom gesê het, om te veg teen Amalek. Maar Moshe, Aaron en Hur het op die top van die heuwel geklim. En telkens as Moshe sy hand ophou, was Israel die sterkste. Maar as hy sy hand laat sak, was Amalek die sterkste. Vers 12. Maar die hande van Moshe het swaar geword. Daarom het hulle 'n klip geneem en dit onder hom neergelê, dat hy daarop kon sit. En Aaron het Hur het sy hande ondersteun, die een duskant en die ander kant. En so het sy hande dan vasgebly tot sononder. Geliefdes, uit die profete en geskrifte lees ons uit Josua 4 en Rigters 4 vers 4 tot 5 vers 31. En hier wil ek vra dat u self die Rigters gedeelte gaan op u eie lees. Ek wil graag vir u lees uit Josua 4. In ons profete gedeelte sien ons dat ook die Jordaanse water wat Abba laat stilstaan het, sodat die volk daardeur kon trek. Hier moes die priesters in die middel van die Jordaan gaan staan. Josua 4 vers 4. Toe het Josua die 12 man geroep wat hy uit die kinders van Israel uit elke stam 1 man aangestel het. En Josua het vir hulle gesê, trek uit voor die ark van die Here julle God tot binne in die Jordaan. En tel vir julle 'n klip op, elke man 1 op sy skouer, volgens die getal van die stamme van die kinders van Israel, sodat dit 'n teken onder julle kan wees. As julle kinders later vra en sê, wat beteken hierdie klippe vir julle? Moet julle vir hulle sê, omdat die water van die Jordaan afgekeer is voor die verbondsark van die Here,
Jahwe, by sy deur nog deur die Jordaan. Die water van die Jordaan is afgekeer. Daarom is hierdie klippe as 'n aandenking vir die kinders van Israel vir altyd. Die kinders van Israel het toe so gedoen, soos Josua beveel het. Hulle het 12 klippe uit die middel van die Jordaan opgetel, soos die Here Jahwe met Josua gespreek het, volgens die getal van die stamme van die kinders van Israel. En hulle het dit saam met hulle deurgebring na die slaapplek toe, en het daar neergesit. Vers 18. En toe die priesters wat die verbondsark van die Here gedra het, opgeklim uit die middel van die Jordaan, het die priesters skaars hulle voetsole gelig en die droë grond bereik, of die water van die Jordaan het na sy plek teruggekeer. En soos gister en eergister op al sy walle geloop. En die volk het op die 10de van die eerste maand uit die Jordaan uit opgetrek en laar opgeslaan by Gilgal, aan die oostelike grens van Jerigo. En daardie 12 klippe wat hulle uit die Jordaan geneem het, het Joshua by Gilgal opgerig. Vers 24. Dat al die volke van die aarde kan weet, dat die hand van die Here Jahwe sterk is, sodat julle die Here Jahwe God altyd mag dien. In die goeie nuus, die Brit Chadashah in Hebreëus, lees ons uit Johannes 6, vers 15 tot 71. Ek vra ook dat u self 1 Korintiërs 10, vers 1 tot 5 gaan lees. Johannes 6, vers 16. En toe dit aand geword het, het sy disippels afgegaan na die see toe. En nadat hulle in die skuit geklim het, het hulle oor die see gevaar na Kapernaum. En dit was al donker. Hier sien ons dat ons meester die een is wat in beheer is van die elemente. Hier, soos by die Rooi See. En Jesus Yeshua het nog nie by hulle gekom nie. En die see was onstuimig, omdat 'n sterk wind gewaai het. En toe hulle omtrent 3 of 4 myl geroei het, sien hulle Jesus op die see loop en naby die skuit kom. En hulle het bang geword. Maar hy, Yeshua, sê vir hulle, dit is ek, moenie vrees nie. En toe was hulle gewillig om hom in die skuit te neem. En dadelik het die skuit by die land aangekom waar hulle na toe gegaan het. Ook sien ons hierdie gedeelte dat hy die brood van die lewe is, die ware manna. In die woestyn het die volk na brood gesmag. Hier kom Yeshua en hy sê, hy is die brood van die lewe. Vers 22. Die volgende dag sien die skare wat oorkant die see gestaan het, dat daar geen ander skuit was nie, behalwe daardie een, waarin sy disippels gegaan het, en dat Yeshua nie saam met sy disippels in die skuit gegaan het nie, maar dat sy disippels alleen weggevaar het. Maar ander skuite het van Tiberias aangekom, naby die plek waar hulle die brood geëet het, nadat die Here Jahwe gedank het. Toe die skare dan sien dat Yeshua nie daar was nie, en sy disippels ook nie, het hulle self ook in die skuite geklim en na Kapernaum gegaan om Jesus Yeshua te soek. En toe hulle hom oorkant die see gevind het, sê hulle vir hom, Rabbi, wanneer het u hier gekom? Jesus antwoord en sê vir hulle, voorwaar ek sê vir julle, julle soek my, nie omdat julle tekens gesien het nie, maar omdat julle van die brood geëet en versadig geword het. Mag ons ook versadig word, as ons van sy lewende brood eet. Dankie Abba, vir u wonderlike woord. Maak dit asseblief vas in ons harte. Ons vra dit in die naam van ons Messias. Amen. Geliefdes, maak gerus jou eie notas en bid oor wat Abba vandag vir jou en vir ons geleer het. Ek wil u vra, gaan besoek asseblief
gerus ons webwerf en deel dit wyd en suid, want so kan ons bediening uitbrei. Ons vra ook, as u ons wil ondersteun, volg asseblief die link om ons met u manne te dien. Ons sal graag ook van u terugvoer wil ervaar. Laat vir ons 'n kommentaar, sodat ons weet hoe kan ons verbeter en of hierdie vir u tot seën was. Shalom tot volgende week van die Olyfdag bedieninge.